Tree aan vir die uitdaging. Plant die saadjie. Voed sy groei. Oes die produk van jou toewyding. Fokus op jou visie. Geen oomblik is onbelangrik nie. Elke oomblik is jou tree na iets goed. Vir die liefde van vorentoe beweeg. En vir die liefde van die land. In a world where athletic potential is limitless, SkillTracer empowers schools and coaches to measure, develop, and elevate performance like never before. SkillTracer is a cutting-edge athletic tracking platform designed to assess and enhance athletic ability. It measures key performance factors, providing athletes and coaches with real-time insights to analyze, train, and improve. Every athlete is rated across 8 core abilities: body composition, agility, speed, acceleration, fitness, flexibility and mobility, muscle endurance, power, and body control. This comprehensive system ensures a complete performance profile, helping athletes identify strengths and improve weaknesses. Die Ryds Landbou Akademie is 'n industriegedrewe inisiatief om landboujeug die nodige blootstelling te gee, vaardighede te laat aanleer en met kennis toe te rus om landbou in Suid-Afrika te bevorder. 'n Nuwe mentaliteit teenoor landbou word gepromoveer deur presisie en herlewingslandbou. Tegnologie word ingespan om die basiese beginsels van landbou te optimaliseer en sodoende die winsgewendheid en volhoubaarheid van ons industrie te verseker. Ryds Landbou Akademie oorbrug die gaping tussen landbouteorie en realiteit deur leerders die nodige praktiese ondervinding en blootstelling in die bedryf te gee. Ons glo dat dit die privaat landbouindustrie se verantwoordelikheid is om die suksessieplan vir Suid-Afrikaanse landbou te stuur en te ondersteun. Ons is trots op ons stigterslede en hoofborge wat die projek ten volle ondersteun. Die VKB groep, die Sernik groep, Hoërskool Ryds, John Deere, Graan SA en Standard Bank. Die akademie is 'n nuwensgewende organisasie met die doel om terug te ploeg in ons landboujeug. Bydraes is in die vorm van kapitaal, lewende hawe, toerusting, tyd, kennis en passie gemaak om die akademie af te skop en te bedryf. Die akademiese boerdery gaan gedryf word om so winsgewend as moontlik te wees met beperkte hulpbronne. Die akademie beskik oor die nodige infrastruktuur wat koshuisverblyf insluit om die leerder volledig toe te rus vir 'n blink toekoms in die landbou. Hoërskool Ryds wat die akademie huisves is 'n pronkskool wat al vir meer as 2 dekades 'n 100% matriekslaagsyfer behaal het. Akademie, sport en kultuuraktiwiteite dra by tot 'n gebalanseerde opvoedingsgeleentheid vir alle leerders. Ryds Landbou Akademie, want die toekoms van landbou is ons jeug.
As hy, dames en here, welkom by dag 2 van hierdie stedelike VKB week, hier so in Reits. 'n Lekker cool oggendjie. Die windjie wat in die teenoorgestelde rigting waai as gister, hier nou van ons kant af na die oorkant en dan na die paviljoen toe, so dwars oor die veld. Eerste wedstryd, Griffins Platteland teen die Diamante. Koekies vir die bal daar, goeie skop. Die Griffins wat amper daai bal besit kry, die Diamante wat lyk my in besit is met die bal. Skramskakel daar waar die bal uitslinger vir die loskakel, speel daar in die middelveld in. Goeie verdediging daar deur die Griffins, wat hulle stay daar aan hulle spore, die bal wat hier na regs uitkom, loskakel met 'n lang aangee, bietjie van 'n klap. Dis 'n goeie aangee, hier gaan hulle nou hier teen die kantlyn af. Goeie verdediging daar deur die nommer 12 van die Griffins. Vinnige ingooi daar sal deur MJ. Die bal wat daar nommer 22 vir die bal versprei, koekies vir die bal. 'n foutjie wat daar inkryp vir die Griffins. Bietjie oorhaastig. Maar goeie begin vir albei spanne. 'n Lekker cool Vrystaatoggend. Eerste vaste skram van die wedstryd. Kom ons kyk hoe weeg hierdie twee pakke teen mekaar op. Griffins. Eerste skram wat hier vast sit. Kom ons kyk wat maak hulle. Skramskakel wat die bal invoer. Groot skram deur die Griffins. En nommer 6 vir die bal oppik daar van die Diamante. Daar vang hy oor die voordeellyn, gat hy binne buite. Pragtig gewerk daar so deur die nommer 6 van die Diamante. Hy werk hard. Kan hulle kapitaliseer nou hierso. Hulle is op die Griffins se doellyn. Die Diamante wat regryk vir hierdie wedstryd. Strafskop wat daar aan hulle toegeken word deur die skeieregter. Is nou hier waar hulle moet seker maak, in die rooi area moet hulle punte kry. Lyk of hulle tikskoppie daar gaan handhaaf, hulle skuif hier na regs. Aangee, goeie verdediging deur die Griffins. Skeieregter wat vir die Griffins 'n strafskop gee, lyk my of hy vasgehou het daar. Ja, hy het vasgehou daar die bal. Die ondersteuning wat net te laat was, dis jammer. Goeie stukkie spel daar deur die Diamante. Die loskakel van die Griffins. Daar skop hy maar die bal daar teen die palissades vas. Lyk my is nog reg. Goeie skop. Griffins met hulle eerste lyn staan. Kom ons kyk of hulle die springers kan vind. Hulle het gister 'n bietjie gesukkel met hulle lynstane. Altyd moeilik van so 'n toernooi om 'n paar foute uit te sorteer. Goeie begin, hy vang sy springer mooi. Skramskakel wat die bal hier na die middelveld toe stuur. Loskakel wat hier sy regtervleuel vind. Hy bars hier deur 'n gaping hier teen die kantlyn af. Gat hulle ondersteuning deur die linkervleuel. Pragtige rugby. Mooi afgerond deur die Griffins. Dis 'n goeie 3 daai. Ian Orendal van Wilgerivier Hoërskool hier in Frankfurt. Pragtige rugby. Die loskakel WD Koekemoer, aka Koekies, wat die spel mooi bestuur hier op die oomblik. Goeie begin vir die manne in pers. Die Griffins. Diamante wat 'n geleentheid gehad het, hulle het hom nie gebruik nie. Die Griffins wat hulle eerste geleentheid gebruik. Goeie spel deur hulle. Koekemoer wat die 2 punte byvoeg. Die telling is 7-0 in die guns van die Griffins. En die Diamante wat gaan afskop. Loskakelaar van die Diamante, ook die kaptein Liam Botha
van Hoërskool Noord-Kaap. 'n Lekker hoë hangskop, nommer 13 van die Griffins wat genomineer het daar, hy hardloop die bal hard. Daar in die middelveld gaan hy goeie verdediging deur die Diamante. Ja, het lyk of hulle hom omgedraai het. Skeieregter sê dit's 'n strafskop vir die Diamante. Daar lyk vir my is 'n besering. Een van die Griffins manne wat daar lê. Kom ons hoop, hy is okay. Maar goeie spel deur die Diamante, wat verseker op is vir hierdie game. Onthou gister het die twee spanne die knie gebuig teen die ander spanne. So hulle sal graag gewen hier wil kry vandag op dag 2, so vroeg in die koel Vrystaat oggend. Kom ons hoop hy is right. Lyk of hy harde hou daar op die neus weg het. Is net bloed. Hy is daarom op sy voete. Dit is altyd 'n goeie teken en hy loop hierso af self. Lyk of hy net 'n harde hou op die neus weg het. Hy lyk alraai daarom. Dis nommer 16. Marnus Graaf, ook van die Hoërskool Wilgerivier aan Frankfurt. En die vaste skram gaan plaasvind daar in die middel van die veld. Niet so diskant die 22 van die Griffins. Griffins wat daai eerste skram gedomineer het. Kom ons kyk wat doen hulle. Nommer 17 wat 'n groot verskil gemaak het van die Griffins. DJ van Vuren, hy is al van Botawil af. Emilie Boere. Die Diamante wat se loskakel. Griffins moet weer 'n groot skram, maar hulle kry vir hom uit daar. Die Diamante, die skramskakel slinger hom daar agtertoe van iemand nommer 20 wat mooi reg maak. Aangee wat net nie aan toe gaan nie. Ongelukkig. Goeie geleentheid vir die Diamante wat hulle net nie gebruik het weer nie. So kom ons kyk. Die van Vuren, daar van Botawil. Waar die skram daar anker. 'n volle Om 21 plaasvervanger skramskakel. Komeka van Hoërskool Retief. Waar die bal daar vir sy binnensenter slinger. Binnensenter kan hom nie vashou. Nou hier gaan die Diamante. Dis die loskakel en die kaptein. Liam Botha. Punte vir die Diamante. Speel hulle van die foute af van die Griffins. Pragtige 3. Ongelukkige fout daar deur die Griffins wat hulle kos. En die kaptein Liam Botha van Noord-Kaap wat kapitaliseer en hy gaan kyk of hy sy eie skop kan verdoel. Met die Diamante wat 'n paar geleenthede gehad het, hulle verdien. Daai 3 moet gesê word. En Botha maar die regte van vir 'n loskakel. Kom ons kyk of hy hom deur die paal kan stuur. Net mis Botha. En die Diamante wat se sterkte in die lig is. Jy kan hoor hoe praat hulle. Nommer 16 wat weer terug is vir die Griffins. Dis Marnus Graaf wat hy hou op die neus weg het. Hy's weer reg. Diamante wat nie die bal kan beheer nie, hier's moeilikheid, 20 wat daar op hom duik. Griffins wat daar oor die bal is, goed gedoen, skramskakel van die Diamante, wat die bal hier hoog in die lug op sit, dit is Lou. Nommer 11 wat die bal mooi onder beheer het, Griffins wat mooi ondersteun. Goed gedoen. Komeka van Retief wat die bal daar vir die loskakel gee, nommer 7 wat die bal hard dra daar in die middelveld.
Skramskakel wat daar met die ref gesels. Loskakel van die Griffins wat daar binne toe breek. Om 21 goeie ondersteunende spel deur hom. Loskakel van die Griffins wat die bal hier stuur vir nommer 7. Hy is 'n harde hardklipper. Lorenzo Azweb. Goeie verdediging hier deur die linkervleuel van die Griffins. Net gou ons spanlys hier so reg gekry. Jan Orendal. En die diamante wat hier so vir hulle loskakel. Botha die bal gee wat hom die veld afjaag. Lyk of hy net so voor die doellyn gaan stil staan om 11 wat dan maar binne toe slinger. Speel bietjie daar met 4 sal ek sê, maar hy het goed gedoen. Jaag hom veld op, nommer 20 wat die bal mooi onder beheer kry. Hy het so stappie na binne toe, die nommer 20, Jacobs. En hier is die bal omgedraai, nommer 22 van die Griffins wat hom binne toe kry. Kry nie sy speler nie. Nommer 7 met 'n groot tackle daarso. Dis Derek Ndude. Skynsregter wat sê nee. Kom julle terug. Strafskop daar vir die diamante. Beide spanne wat die bal rondslinger. Mooi rugby. Botha wat die bal daar so jaag na die oorkantste kantlyn toe op die halflyn. Steek meneer Chris Mostert sy hand uit. En tot dusver 'n baie belovende wedstryd wat ons hier beleef. Hardloop rugby. Beide spanne wat die bal bietjie rondslinger. En diamante wat die bal hier gaan invoer. Die Griffins wat vir hom afklap. Nommer 20 daar van die Griffins wat die bal dra. Is Ludwig van der Merwe ook daarvan. Botha 'n wil af. Griffins wat die bal hier so na links slinger. Lang aangee wat nie tot die hand gaan nie. Bal word hier binne toe geklap half. Griffins wat die bal hier binneveld toe gaan is die nommer 7 Derek Ndude St. Anne's waar hy skool gaan. Die bal word verlore deur die Griffins. Diamante wat besit neem. Botha wat daar aangaan. Nommer 17 wat die bal dra. Dis Ompile Monko. Skynsregter wat hard op sy fluitjie blaas. Hy sê nee, daar is die voordeel nie, hier aanslaan van die Griffins, nommer 7 Derek Ndunde. En die diamante wat reg lyk vir hierdie wedstryd, ek moet sê, hulle het opgedaag. Kom ons kyk wat gaan die diamante doen. Manne wat sak hier vir 'n vaste skram. Manne wat hier so 20 meter van die naaste kantlyn af sak. Net so 5 meter aan die kant die kwartlyn van die Griffins. Diamante op die aanval. Kom ons kyk hier. Dian de Jager. Hy man wat so mooi skram. Van Botha wil 135 kilogram. Kyk net daar, skram hy vir hulle daar terug. Die diamante doen ongelooflik goed om daai bal te kry. Die Griffins wat totaal en al die skram domineer. Loskakel Botha wat die bal hier na regs toe slinger om 'n 20 waar daar om die een man kom. Bal word hier weggegooi en hy steek sy vlag op die vlagman. Moet sê die Griffins lyk gevaarlik. Die diamante, skus. Hulle lyk gevaarlik met bal in die hand. Hulle lyk lus om te hardloop.
Nommer 16 van die Griffins. Marnus Graaf. Hy gaan die bal ingooi in die lyn staan. Bal wat daar regs uitgeslinger vir die loskakel. Koekies vir die bal hier middelveld afskop. Bal wat bietjie de mekaar wip van nommer 20. Hy is onder druk hier so die Griffins wat kom. Bal is uit. Skynsregter wat daar duidelik kan nie van die kant af lyk my inkom nie. Of om kant. Die nommer 10 by die alle bekende van Botha. Gaan die bal hier veld opjaag. Lynregter wat sy vlag op het. Net so aan kan die 10 tree stoppellyn van die Griffins. Diamante wat hier nader stap. Bal wat hier so ongegooi word, die Diamante. Nommer 2. Dit is Tyden Du Plessis wat sy springers vind. Bal wat hier stadig hier na die Diamante se kant toe kom. Manne wat die bal hard dra, Griffins wat hard verdedig ook. Skramskakel vir die bal uitslinger daar vir Botha. Botha met 'n aangee daar vir nommer 20 wat die bal laat val. Ongelukkig. Diamante wat bereid is om die bal te 'n bietjie lig te gee. Manele Moshu. Skramskakel Moshu. Lynregter wat hierso met die skynsregter gesels. Hy het iets raak gesien. Ons kyk wat het hy raak gesien. Ons hoor wat sê die vlagman en die skeieregter vir die twee kapteine. Meneer Heini wat sy Flykie blaas, lyk my die Diamante gaan pale toe gaan. Gevolg van 'n geel kaart hier van nommer 4. Die Griffins. Jomar Lombard, hy's ook die kaptein. En dit kan te duur gaan daai geel kaart. Dit is sy tweede geel kaart van die toernooi. Nie lekker om dit agter die naam te hê nie. Dissipline, dissipline, dissipline. Botha wat vorentoe. Botha tref hom mooi. Hy het vir hom getrek. Aan na die linkerkant toe. Botha. Die geleentheid wat hy daar laat verbygaan. Op die vlagmanne. Moet sy vlag afbly. Dis nou meneer Chris en dan meneer Hugo. Kokemoer wat die bal hier diep skop. Nommer 9. Masweu wat die bal hier opskop. Bal wat goed gevind word, goed gevang word deur nommer 22 van die Griffins. Dit is Matsole, ook daar van die Hoërskool Wilgerivier af. Hy wat die bal hier in Botha se hande inskop. Kom ons kyk wat gaan Botha met die bal doen. Botha wat die bal hard klip. Hy kry die offload daar vir die nommer 6 flank. Hy's lekker besig die man. William Bloem, hy's ook die kaptein. En die Diamante nommer 17 wat die bal hard op hardloop daar. Ja. Hy's 'n moeilike man om grond toe te bring. Ompili Monshe.
Botha wat die bal hier na regs slinger. Bal wat net nie hande toe gaan nie. Ek moet sê die Diamante wat baie geleenthede het. Ek moet sê die passing game wat nie akkuraat genoeg is nie. Hulle het nou al 'n paar keer kon net nie die laaste man se hande vind nie en dit gaan hulle kos. Kom ons kyk wat gebeur in die skram. Dian die Jager. En Botha wel. Wat weer 'n geleentheid het om sy krag te wys. Die skram daar deur die Jager. Kokemoer oor die bal hier weer op die voet sit. Hy lyk na 'n goeie skop. Bal rol hier net buite die 22 van die Diamante. Hulle wat vir hom terugskop. 'n Woer skoppie. Kokemoer oor die bal weer opvat. Weer skoppie behoor. Goeie skoppie deur Kokemoer. Die slot van die Diamante wat terugjaag. Nee, skynsregter wat sê hulle is omkant. Nie vinnig genoeg teruggeval nie. Die Griffins wat 'n strafskop kry. Die binne die Diamante is 'n halfgebied. Die op die 10 is stippellyn omtrent. Loskakel. Kokemoer. Die bal in die hand het. Lyk of hy die kantlyn gaan opsoek. Hy jaag die bal af. Spel wat hier op die 22 meter is. Griffins wat 'n geleentheid het om aan te val. Maar 20 wat daar hoog op rang. Ludwig van der Merwe. Komega van Retief. Wat sy pak vir hulle sê gaan in hierdie rolmaal beweging. Gaan manne, gaan sê hy. Hier kom die Griffins, dit lyk goed, stadig maar seker gaan hulle vorentoe. Griffins wat nou gaan vir 3. Net kort. Skynsregter met sy hand uit het. En hy gee straf 3. Hy gee straf 3 vir die Griffins. En daar gee hy geel kaart, lyk my vir nommer 2. Wat die rolmaal afgetrek het. Dis die nommer 2, Jaden Du Plessis. Griffins vir daai straf 3. Ontvang. En wat nou die voortou in die wedstryd neem. Skydsregter wat daar vir een van die Griffin spelers 'n geleentheid gee om sy tokse vas te maak. Botha oor die bal hier. En die lig opsit, dis 'n pragtige skop die Griffins wat die bal half onder beheer kry. Hulle het hom nou baie mooi gedra deur Wessel Bibby, ook van Wilgerivier, nommer 17. Waar die bal hard dra. Dis Dian die Jager. Kokemoer oor die bal uitslinger, daar is aan nommer 13 toe. Tumelo van Oorskool Ficksburg. Lyk met die Diamante vir die bal afgeneem het hier. Skydsregter wat sy hand uithou en hy blaas hard. Skramskakel hier, waar die bal vinnig tik. Nommer 4, waar die bal mooi dra, kry die aangee weg. En is uit. Diamante wat weer eens vol hardloop rugby is.
Hulle lyk gevaarlik op die aanval. Emie wat daar hoog rank vir die Griffins. Kokemoer wat weer die bal veld afjaag. Dit lyk na 'n goeie skop die. Vandag wat so onder druk hier is. Dis Jacobs. Nommer 14 wat die bal nie onder beheer kan kry van die Griffins nie. Hier gaan die diamante. Hier gaan die diamante. Hier gaan die diamante. Weer eens die laaste paas wat net nie aan toe gaan nie. Diamante wat nog 'n geleentheid laat deur die vingers glip. Ongelukkig. Diamante wat 'n paar geleenthede deur die hande laat glip het of berou het, soos die Afrikaanse man nou mooi sal sê. Vaste skram wat daar gaan plaasvind aan die oorkant van die veld. Die Griffins se bal, Kokemoer sal hierdie bal wil wegkry daar uit daai area uit. Skram skakel. Tomeka wat die bal daar aankry. En wat verretief die bal stuur. Kokemoer wat die bal mooi skop daar teen die kantlyn af. Van die kantlyn nie baie veld gewen nie. Maar hulle is daar uit die area uit ten minste. Lyn staan daar vir die diamante. Griffins wat die bal daar so steel, afgeklap word, goed gedoen deur hulle. Griffins wat nog 'n geleentheid kry, Kokemoer wat so 'n bietjie onder druk was, hy het goed gedoen. Nommer 20 vir die bal mooi inwag, nommer 20 daarso, dit is Jacobs. Hy trap hier na binne toe, hy hardloop in, hy trok vas, en hy hou die bal vas, ongelukkig. Jacobs. Derek Ndure uit vir hom gesaag nou. Lapart. Hier op die platteland. Kokemoer wat weer die kantlyn opsoek. En hy vind hom suksesvol. Goeie skop deur Kokemoer. Net so dis kan die 22 meter lyn, hierdie Griffins 'n lyn staan, 'n aanvallende lyn staan, en 'n geleentheid om punte aan te teken. Nommer 19 wat daar mooi rang. Dis 'n Tebu van Lady Brand. Die rommelbeweging, hier gaan hulle. Diamante wat die bal, wat die Griffins terugstoot. Kokemoer vir die bal hier uitkry vir Bibby. Bibby wat deur een man kom. Met 22 wat binne toe breek. Dit is Matsole. Omeka wat die bal af vir Kokemoer gooi. Nommer 3 daar, Rian Roots van Ficksburg wat die bal goed dra. Kokemoer wat weer die bal uitslinger vir Tumelu en hy slaan die bal aan. 'n Goeie hande deur hom nie. Griffins wat ook 'n geleentheid verbrou. Griffins wat nie hulle beste rugby sover op hierdie toernooi speel nie. Natuurlik laas jaar se finaliste. Dis 'n geleentheid vir die Diamante.
om hier uit die eie halfgebied uit te kom. Mosweu gaan kyk of hy vir Botha kan vind. Botha wat agter die skram staan. Wat gaan die Diamante doen? Skeieregter wat sê nee. Strafskop daar by die skram vir die Diamante. En Botha wat 'n maklike geleentheid gaan kry om hier uit hulle eie gebied uit te kom. Botha wat bal mooi tref. Die bal wat nommer 14 wat baie mooi doen, baie mooi uit die tackle uitdraai. Nie 'n goeie skop nie, maar die Diamante wat vir hom terugkry. Nommer 17 wat die bal mooi dra. Hy dra die bal mooi. Pili Monchu. Hy dra die bal baie goed in die wedstryd sover. Botha wat bietjie onder druk is. Botha wat binne toe trap, waar die skoppie daar deurgee. Bal kom gelukkig terug na hulle kant toe. Nommer 17 na vir die Griffons wat goeie verdediging werk en Dean de Jager. Al 'n groot lyf. Skeieregter wat sê nee, hulle gebruik nie die bal nie en die Griffons wat die bal wen. Skram wat hier so amper op die halflyn is. Griffons se bal. Manne wat sak hier so. Vryskop wat gegee word aan die Griffons. Temeka wat vinnig tik. Hier vir Emie Kokemoer waar die bal agter te verloor. Bubby wat mooi reg maak. Bubby wat mooi hardloop. Reguit en direk. Bubby. Harde lyn wat hy doen. Die kom die Griffons nou weer deur nommer 3 Rian Roots wat die bal mooi dra. Hier teen die kantlyn af. Jomar Lombard. Die kaptein wat die bal goed dra. Kokemoer vir die bal hier binne toe stuur vir nommer 7 wat deur 'n paar manne kom. Dis Derek Ndude. Die bal mooi dra. Komelo vir die bal hier. Agter toe slinger vir Kokemoer wat vir opsies soek. Hy slinger die bal na regs. Komelo vir die bal daar kry vir die nommer 11 vleuel Jan Orendal. Komelo vir al vir Kokemoer die bal gee. Roots vir die bal mooi dra. Nommer 19, dis Mtembu. Skeieregter wat voordeel het vir 'n hoog tackle. Kokemoer vir die bal daar soek vir Tumelo wat daar gaping sien. Hardloop mooi reguit lyn. Hy word plat getrek daar, goeie verdediging. Tumelo die skram skakel, daai is 'n goeie tackle. Hy word teruggeduik. En wat die bal daar stuur vir nommer 19. Hy hardloop hard Mtembu. Kom hy daar goed oor die voordeellyn. Griffons net nie kan afrond nie. Dis maar die storie van hierdie wedstryd. Albei spanne wat net nie die laaste aangee kan kry nie. Die skeieregter wat vir die hoog tackle daai voordeel gespeel het. Hy gee vir die Griffons strafskop. Kokemoer gaan katlyn soek. Goeie skop. Goeie vang daar deur die ondersteuner. Julle het dit nou nie gesien nie, maar daai is 'n goeie vangskoot. Sy jonger daar was hy seker heel agter. Maar terug by die spel. Kom ons kyk wat gebeur. Die Griffons hier die lyn staan kan vind. Nommer 20 vir haar mooi rang. Dis Ludwig van der Merwe. Nog 'n rolmaalbeweging deur die Griffons. Telling wat 14-7 is. Skeieregter het sy fluitjie blaas. Die Griffons wat nog 'n geleentheid nie kan kapitaliseer nie. Die wedstryd hierna is Namibia teen Zululand. Dit behoort 'n goeie wedstryd te wees. Lekker cool Vrystaatoggend hierdie wyntjie wat so deur 'n mens sny. In die Oos-Vrystaat.
Griffins manne wat groot skram die Jager en Rian Roots. Hulle gaan kyk of hulle Diamante onder druk kan sit. Groot skram deur die Jager. Diamante wat daar die bal oppik. In a world where athletic potential is limitless, SkillTracer empowers schools and coaches to measure, develop, and elevate performance like never before. SkillTracer is a cutting-edge athletic tracking platform designed to assess and enhance athletic ability. It measures key performance factors, providing athletes and coaches with real-time insights to analyze, train, and improve. Every athlete is rated across 8 core abilities: body composition, agility, speed, acceleration, fitness, flexibility and mobility, muscle endurance, power, and body control. This comprehensive system ensures a complete performance profile, helping athletes identify strengths and improve weaknesses. Tree aan vir die uitdaging. Plant die saadjie. Voed sy groei. Oes die produk van jou toewyding. Fokus op jou visie. Geen oomblik is onbelangrik nie. Elke oomblik is jou tree na iets goed. Vir die liefde van vorentoe beweeg. En vir die liefde van die land. Die Ryds Landbouakademie is 'n industriegedrewe inisiatief om landboujeug die nodige blootstelling te gee, vaardighede te laat aanleer en met kennis toe te rus om landbou in Suid-Afrika te bevorder. 'n Nuwe mentaliteit teenoor landbou word gepromoveer deur presisie en herlewingslandbou. Tegnologie word ingespan om die basiese beginsels van landbou te optimaliseer en sodoende die winsgewende die 10 skop, maar die Diamante wat weer in beheer is daar. Skynsregter waar op sy fluitjie blaas. Lyk my gee 'n skram hier vir die Griffins. Die nawe en my sak hulle vir 'n skram. Skramskakel wat nou op is daar vir die Griffins. Dit is Boysen van Botawil. Die bal hier uit gaan slinger vir Kokemoer. Nee, Skynsregter sê kom ons begin weer. Die skram reg. Agter skram. Laat hier gaan sak. Boysen wat die bal in die hand het.
Die bal die insit. Lyk soos nommer 7 Derek Ndunde wat nou op 8 sak vir die Griffins. Boysen wat die bal daar uitgooi vir Kokemoer wat die bal hier veld opjaag. Skop hom in die hande van die Diamante in. Hierdie man wat hier met spoed hier omkom. Die bal wat direk uitgeskop word, ongelukkig. Nommer 15 van die Diamante. Alex is 'n man wat lus is vir hardloop, dis ook Jacobs. Jaden Jacobs. Nommer 16 hier van die Griffins. Marnus Graaf. Maar die bal hier ingooi. Nie sy beste gooi nie, hy skeef. Ongelukkig. Skram wat vir die Diamante toegeken word. En die skramskakel daarso. Nele Moswell waar die geleentheid het om die skram in te gooi. Hy gaan die bal hier ingooi. Griffins wat hier groot skram. Nommer 6 wat die bal vinnig tik daar vir die Diamante. Dis Bloem. Vir die bal hard dra. Uit 'n goeie wedstryd vir die Diamante. Diamante wat goed lyk. Skramskakel daar. Die bal van Nelly wat die bal weer jaag vir nommer 22 wat goeie werk doen vir die Griffins. Sole. Daai bal is nie direk uitgeskop lyk dit vir my nie. Vlagman wat sy vlag op het, net aan die halflyn. In die Diamante se gebied het hulle 'n geleentheid om die bal in die lynstaan aan te gooi. Moet sê, dit is lekker cool vanmôre. Ook nie 'n goeie ingooi deur die Diamante nie. Hulle beurt om skeef in te gooi met die skeieregter gee 'n vryskop daar vir hulle. Griffins wat die lyn toegemaak het. Diamante wat die bal hier uitslinger. Bal word goed gedra. 15 met die bal hier kry. Jacobs. Griffins wat die bal afneem. Emie wat die bal hier deur die middel dra. Kokemoer wat die bal daar slinger na nommer 3. Dit is Rian Roots. Nommer 7 wat die bal weer hard dra. Derek Ndunde. Bal word daar deur geskop word hierdie Griffins. Nommer 20 wat die bal dooddruk. Beseerde man hierso. Mediese span is hierso besig. Kyk of hulle hom reg kry. Paar plaasvervangers wat hier vir die Griffins opkom. Nommer 2 Kagiso Plaatjies. Nommer 1 Komelu Malebe. En dan nommer 18 Deje van Vieren. Wat ook sy verskynsel maak. Botha wat die bal hier hoog in die lug opsit. Diamante wat amper die bal hier oppik. Die regtervleuel wat baie goed doen hier vir die Griffins. Dis Esjenudee. Bal wat goed gedra word. Kokemoer wat die bal hier links stuur vir nommer 15 wat daar vir Derek Ndunde die bal stuur. Wat die bal daar links afkry. Nommer 22 vir Matsole. Wat die bal lekker dra.
Griffins wat paar fases nou by mekaar sit. Daar is 'n man daar aan die oorkant van die Griffins op sy knie, uitseer. En meer verhaal oor die bal is vir die Griffins. Skeieregter wat 'n fluitjie blaas. Dis een of twee manne wat nou op die grond is. Twee manne by die diamante en dan ook 'n man daarso vir die Griffins. Skeieregter wat seker maak hulle is okay. Die spel wat so 'n bietjie stil staan. Hier komt nog een man af. Kom maar af de goal. Kom maar. Kom maar af. Beide die spanne wat klomp geleenthede gehad het wat net nie kon afrond nie. En dit sou die telbord verseker anders te laat lyk het. Maar die Griffins wat al hoe meer begin in die wedstryd in fases by mekaar sit en die balbesit beskerm. Die diamante wat net nie die bal by hulle kry nie. Skeieregter wat hierdie spel gaan begin. Die vaste skram. Diamant is 'n ingooi. Anele Moshew. Die vir Botha die bal gaan wil gee. Bal word ingegooi het. Kyk vir die diamante. Botha waar die bal kry word. Charge down en die Griffins wat hom weer kry. Griffins wat besit het van die bal. Nommer 7 wat daar deurbreek. Hy het 'n goeie wedstryd. Derek Ndunde. Griffins wat die bal hier dra. Hier regterkant van die veld. Griffins wat baie naby in die doellyn is. Diamante wat nou moet verdedig. Skeieregter wat sy fluitjie hard blaas. Die 3 word toegeken vir die Griffins. Ekskuus, ons skerm is hier nie werking nie. Die telbord is hier in my pad. Kan nie lekker sien wat aangaan nie. Maar die punte is daar vir die Griffins. En hulle wat vir hulle harde werk, paar fases wat hulle aan mekaar geslaan het, word hulle beloon met 'n goeie 3. Lyk soos Emie Hatting, ook van die Hoërskool Wilgerivier. Hulle het 'n klompie verteenwoordigers in hierdie Griffins plattelandspan. Saam met spelers van Vicksburg, Wesselmarie, Bothaville, Lady Brand, St. Anne's, Bultfontein, Bothaville. Lady Brand natuurlik en dan Hoërskool Retief. Telling moet nou aanskuif 21-5 in die guns van die Griffins. Botha wat die bal hoog in die lug gaan stuur. Goeie skop deur hom. Griffins wat nie die bal onder beheer kry nie. Aanslaan daarso deur Derek Ndude.
Diamante wat 'n aanvalgeleentheid het diep in die Griffins halfgebied, iets so buite die 22. Ons kyk of die Diamante, het lyk soos 'n goeie skram deur hulle, die nummer 6 wat daar wegbreek van die Diamante. Hy het 'n besige wedstryd, so die kaptein natuurlik, William Bloom. Hy het 'n goeie wedstryd. Diamante wat nog steeds besit het, nummer 17 wat die bal ook baie goed gedraai het vandag. Hoor net daai houe, hoe val hulle. Die Para Rugby. Kaptein wat weer die bal opdra, daar kom hy weer oor die voordeellyn. Hy's 'n besige man. Bal word weer goed gedra word, die fases wat nou aan mekaar gesit word deur die Diamante. Kan hulle geduldig bly? Dis die groot vraag. Nummer 17 wat weer die bal dra. Hy werk hierdie hele wedstryd al hard. Die skrynsegter wat 'n strafskop gee. Skramskakel ook vinnig wil speel. Aangewer daar van nommer 18 gegee word. Goeie verdediging deur die Griffins. Die Bubby wat daar aankom. Nommer 13 wat hier om hulle hardloop. Goeie verdediging deur hom. Skrynsregter wat sy fluitjie blaas. Lyk my daar's nie voordeel nie. Die Griffins straf. Wat daar wys vir die Griffins, julle moet teruggaan manne. Die Diamante wat nog 'n goeie geleentheid het hier om punte aan te teken. Wat gaan hulle doen? Die nommer 6, die kaptein wat weer die bal dra. Diamante wat hier so omkom. Skrynsregter wat nog 'n strafskop gee vir die Diamante. William Bloom wat die bal mooi gedraai daar. Hy windjie wat net sterker begin waai. Hy waai amper nou daar na die Griffins se paal se kant toe. So dwars oor die veld nou. Sit in die lente af. Diamante wat hier so weer beweging het. Nommer 17 wat die bal daar dra. Opile, Monku. Griffins wat hier moet verdedig. Diamante wat manne instuur daarso. Kan hulle geduldig wees? Dis die groot vraag. Die skramskakel wat hier regs uit. Hy skop daar die bal agtertoe amper. En nie die beste besluit deur hulle nie. Nog 'n geleentheid. Wat hulle van die hand afwys. Nog 2 plaasvervangers wat hier opdraf vir die Griffins. Nommer 8, Inti Versaghi, Hoërskool Bultfontein. En nommer 5, Reinhou van Soelen van Ladybrand. Lyk met die Diamante wat ook 'n plaasvervanger. Skramskakels wat ruil. Jadian Niels van Hoërskool Diamantveld wat nou sy verskynsel maak aan die skramskakelposisie. Hy vervang vir Anele Mosou, die onderkaptein.
Griffins hier deur Bibby, deur die middelveld. Hy kom oor die voordeellyn. Doen hy goed. Griffins op die aanval, die bal is hier rechts van Koekemoer, kyk op. Hy sit die bal op die voet. Die halflyn toe, plaasvervanger skramskakel vir die bal mooi onder beheer kry. Dis Jaden Niels. Klein skoppie boer in die hande van die Griffins in. Hierdie man dra die bal hard. Skramskakel word daar vir Koekemoer die bal gee, wat hom die veld afjaag weer. Diamante vir die bal hier, nommer 20 vir die bal daar. Hier is moeilikheid vir die Griffins om 11 vir die bal daar, so teen die kant en afdraai, nommer 11. Daar is 'n pragtige drie. Van 'n fout af van die Diamante vir die bal eenvoudig net in sy hande ingeskop het. Dis Ian Orendal van Wilgerrivier, pragtige drie deur hom. By sy spoed, afstand daar so en hy gaan druk. Die Griffins wat hulle voorsprong net verder rek nou. Maar dit nou byna onmoontlik maak vir die Diamante om terug te kom in hierdie wedstryd. Griffins wat hulle voete begin vind en die rugby speel wat hulle laas jaar in die finale beland het. Pragtige drie, hier nommer 11. Mooi Jan. Jan Orendal van Oorskol Wilgerrivier. Hy het baie spoed. Extra punte wat aangeteken word deur Koekemoer. Dis kop deur hom. Groot al die bal hier. Groot verdediging. Daar sal deur die kaptein. Natuurlik William Bloom. Diamante manne hier op die kant wat baie tevrede is met daai verdediging. Skynsregter wat vletjie blaas en hy lyk of hy 'n skram aandui daar. Ja, so lyn staan. En die lekker sien nie deur die plaasvervangers deur nie. Ek speel bang man. Ek speel bang. Griffins vir die bal afklap daarso. Skramskakel oor die bal daar. Aangee vir die nommer 7 wat weer hardloop. Hy word plat gevat daarso in die middelveld voor hulle eie pale. Die skramskakel vir die bal weer op die voet jaag. Andrew Boysen. Dis 'n goeie skop deur hom. Dis 'n goeie skop deur die skramskakel Boysen. Die Diamante wat weer terug is in hulle eie halfgebied. Lyn staan daar vir die Diamante. Maar springers vind nee. Griffins wat weer die bal afklap. Hulle lynstane is baie beter as wat dit gister was. Goeie verdediging deur die Diamante en dit lei na 'n strafskop toe. Vinnige tik daar deur Botha die losskakel. Hy's fisies daar deur een, hy stamp vir Koekemoer af. Botha wat stadig opstaan, of hy seer het. En 'n strafskop daar vir die Griffins. Botha wat hier op sy knie is, hy het seer. Maar hy mooi loopie van hom. Koekemoer wat die bal hier veld op jaag.
net oor die halflyn. En die Griffins wat nog 'n geleentheid gaan kry. Nog 'n plaasvanger wat hier opdraf vir die Diamante. Nommer 23. Jaden Bloukop. Griffins wat 'n geleentheid het om die bal in te gooi. Kagiso Plaatjies. Als ons terug hier op die skerm. Dan kan ek my plek hier inneem. Hier die sonnetjie. Telling 28-5, 22 minute verstreke in hierdie kragmeting. Die eerste kragmeting van dag 2 van die stedelike rugbyweek. Griffins wat die bal hier invoer, skramskakel, daar die bal vir Koekemoer gee, wat so klein skoppie boorskop. Bibby wat jaag. Goeie verdediging nader Bibby, goeie opvolgwerk. En hy kry die strafskop. Hy is vasgehou en hy het weer opgestaan. Die Griffins wat vinnig tik. Skeieregter sê nee, is nie op die regte plek nie. Bal waar daar deur Koekemoer gestuur word aan die oorkantste kantlyn toe. Jaker, Komelu Malebe, Kagiso Plaatjies, ekskuus, wat 'n geleentheid het om een van sy springers weer te vind. Griffins met nog 'n geleentheid. Vang sy springer Reynou van Soelen, maar die bal mooi ontvang daar. Maar ongelukkig verloor hulle die bal daarso. En die Diamante wat 'n geleentheid het om uit hulle eie halfgebied uit te kom. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie vaste skram. Plaasvervanger skramskakel Jaden Niels wat die bal die skram ingooi. Daar breek 'n man daar weg. Dit lyk my dis weer die nommer 6. William Bloom. Skramskakel wat daar dwars oor die veld hardloop. Koekemoer het vir hom beet kry. En die Diamante wat daai bal verloor. Diamante wat Sien 'n man reg hierso. bietjie met vuur speel daar. Kry dit net nie reg nie. 10 minute wat oorbly in hierdie wedstryd. Joel. Joel. Where you going? Oh. Where's that medic car? Griffins wat nou 'n goeie geleentheid het om aan te val. Die Hanro Boysen wat die bal gaan ingooi in die skram. Dit lyk soos Derek Ndunde wat die bal gaan optel. Hy breek daar links om. Ndunde. Skeieregter gee die 3. Dis Derek Ndunde. Derek Ndunde van St. Anne's. Wat 'n 3 druk. Hy het 'n goeie wedstryd. Hy werk hard en hy kom mooi oor die veld. Hy's besig. Koekemoer wat daar agter die skeieregter aanstap. Hy soek sy plekkie. (33-5) die telling op die oomblik. Koekemoer wat vorentoe tree. Net Marcus. Hy mis vir hom net.
Nek. Ja, is mis. Nek. Duik amper daar, een van die baljoggies uit die pad uit. Die hoekvlaggie wat spat, maar die 3 sit. Botha. Jan Botha. Wat hier so vir sy vooruit wys, hy gat ons. Hoë hangskoppie. Griffins wat nie wat nou wel weer kry. Hier gaan daai man alweer. Derek Ndunde. En Harting met die bal draai. Ndunde wat daar lê, uit seer. Hy het baie seer. Daar waar die Griffins die mooi dra daar aan die oorkant. Die nommer 15 wat die bal goed dra, Eddie de Tooy. Plat getrek net voor die doellyn, Griffins wat nou bloedryk. Nommer 18 wat die bal goed dra, pragtige 3 daar sal deur D van Vuren. Pragtige 3. Griffins wat nou baie mooi rugby speel. Net so 6 minute wat oorbly in hierdie kragmeting. Kokemoer wat daar vir die pale loer. Tree vorentoe. Mis vir hom. Net. Kokemoer. Telling wat 33-5 toe skuif. Pragtig gesprei hulle die bal uit die Griffins. En dit is punte daar. Vir hulle. Baie mooi 3 daar so deur die B van 4 in. En hier gaan die Griffins alweer. Hier gaat hulle alweer. Die Griffins, nog 'n 3. Die Griffins wat nou 'n bloedryk soos ek gesê het. Hulle is nou in volle swang. Het voel vir Kokemoer of hy pale skop oefen, so baie skop hy nou. Hy plaas die bal. 5 minute wat oorbly in hierdie wedstryd en die telling wat nou rek. Diamante wat mooi beklei het. Wat nou net 'n paar 3 laat gly het. Kokemoer wat terugtree. Tree vorentoe. Is 'n beter skop van hom. Nee, net links verby. En ek kan gesien het die effek wat die wind het op die rugbybal. Die windjie wat al redelik blaas. Pragtige 3. Hier die Griffins. Botha wat weer die bal in die hand het. Skop die bal hier af. Vind Skoonveld en hy's uit. En die Griffins wat 'n lyn staan het in hulle eie halfgebied. Tussen hulle 22 en doellyn. 10 meter van hulle doellyn af. Ons kyk of die Diamante poging kan aanwend om die bal te wen en meer Harting met die bal daar kry. Griffins wat die bal dra in die middel, Botha met 'n goeie tackle daarso. Griffins 'n bietjie onder druk, maar Kokemoer kry die bal weg. En 21 wat die bal hierso kry van die Diamante, Jaden Niels. Skynregter word hard op sy vletjie blaas, strafskop vir die Diamante.
Regter wat daar, nummer 17 wat weer die bal dra. Hy het hard gewerk vandag. Mpele Monju. Botha wat die bal daar skop, maar hy word afgestamp, afgecharge. En Botha stadig gaan opstaan. Skeieregter wat daar blaas vir 'n vaste skram. En die bal is die Griffins sinne. Tyd wat amper verby is, hier so net meer as 2 minute oor in hierdie kragmeting. Die eerste een vandag 2, hier by die stedelike VKB week. Skram wat daar in een stort. Skeieregter sê nee, kom op manne, laat ons weer begin. Skeieregter wat daar verduidelik. Sentra wat daar vir die manne sê, daar gaat ons nou die skramskakel daar waar die bal uitgee vir Kokemoer. Heel agter waar die bal hier na links gooi. Hy mis sy man en hulle is onder druk die Griffins. Skramskakel, Boysen wat daar terug gaan en die bal op die voet sit, Boysen. Botha wat daar aftrap, Botha wat daar skitterend doen teen die kantlyn af gaan hy. Hy verloor sy voete half daar toe hy wil aftrap. Goeie werk weer om. Kokemoer wat daar die bal lyk my gehad het van die Griffins. En ja, Hatting wat daar lyk my die bal het, hy kom weg daar met hom, ja. En Boysen, hy gaan die bal hier na rechts uitgestuur. Griffins wat nou 'n fase of 2 nou weer opsit. Boysen na vir Kokemoer. Bal hier in die middelveld is Bibby. Bibby wat hier deurkom, Bibby wat ondersteuning soek. Pragtige aangie daar vir die nommer 1, Kamulu Malebe. Hy kry die bal weg, maar nie Botha wat weer tot die redding kom van die Diamante. Hy het hard probeer Botha vandag, ek moet sê. Seker 'n talentvolle speler is Botha. Liam Botha, daar van die hoërskool in Noord-Kaap. Halftyd Hoeter wat nou blaas. Hierdie behoort die laaste beweging te wees van hierdie kragmeting tussen die Griffins. En Hatting met die bal daar wegkry vir die 8ste man. Henty Versaghi. Lyk my word opgehou Henty Versaghi die Griffins. Diamante wat goed verdedig. En die 3 wat daar moet wegrol. Hy rol nie weg en die skeieregter wat sy arm uit het. Kokemoer wat hier nog een keer die bal uitgooi. En 22 wat hier deur die gaping hardloop, dis Matsole. Hy kry net nie die bal weg nie. Bal word weer deurgesit, die nommer 5 slot wat daar probeer. Emmy Hatting, goeie ondersteunende spel deur die nommer 6 flank. Hy druk 'n 3. Hy het ook hard gewerk, Emmy Hatting vandag. Van Vilgerivier. Pragtige 3 deur hom. Die telling wat 43-5 is. Come guys, give it stick again, eh? Met 'n skop wat kom. Time to come, eh? You need to play one. Die man van Kokemoer se gehalte behoort nie hierdie skop te mis nie. Guys, give it stick, eh? Yeah. Chase do something, eh? Ons kyk wat hy doen. Kry terug vorentoe. Ja, 45-5 die eindtelling. Die Griffins oor die Diamante.
last big effort, eh? Get where you started. Yes, sir. Yeah. Tree aan vir die uitdaging. Plant die saadjie. Voed sy groei. Oes die produk van jou toewyding. Fokus op jou visie. Geen oomblik is onbelangrik nie. Elke oomblik is jou tree na iets goed. Vir die liefde van vorentoe beweeg. En vir die liefde van die land. Halsa julle, ons is hier saam met die man van die wedstryd, Ian Orendal van die Griffins. Ian, sê vir my, hoe was hierdie wedstryd vir jou? Meneer, het was baie hard. Ek dink ons kon beter doen in die eerste helfte. Maar tweede helfte het ons lekker as 'n span saam gespeel en dit geniet. Ian, sê bietjie vir my, wat beteken hierdie toernooi vir jou as 'n speler? Meneer, is 'n groot geleentheid hierso. Ek dink hier is mense wat ons raak sien. En dit is baie lekker om hier so te speel, meneer. Nee, natuurlik. Dankie Ian. Hoorie Ian, ons gaan vir ietsie oorhandig. Baie geluk. Meneer Eisleroe, die hoof van Hoërskool Rights, gaan vir jou hier oorhandig. Ian, baie geluk. En mooi gespeel, Ian, hoor. Was hy geluk. Dankie Ian. Sterkte vorentoe.